Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers van die woord, ons erediens saam. Nou kan jy glo, dis al Februarie maand, die tweede maand van hierdie jaar, hoe die tyd gevlieg het. Dis vir ons goed dat jy weer ingeskakel het. Nou ons is besig met die reeks van lewe met ritme en ons gaan vandag kyk na die tweede ritme waarin ek en jy moet leef. Voordat ons meer tyd daaraan gaan spandeer, kom ons staan op en kom ons sing saam en ons maak sy naam groot. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort nou aan Jesus, ek sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort nou aan Jesus, ek sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Nou ons het laasweek het ons gepraat oor een van die hoofritmes waarin ek en jy moet leef. Ons het nou al van die begin van die jaar af gekyk na 'n klomp van hierdie ritmes en ek kan jou dalk net gou weer so vinnig wys hierdie ritmes. Ons het gepraat van jou hele hart, die spieël, hoe sien jy God, hoe sien jy jouself, die muurprop, iets van as jy ingeskakel in God, die verpleegstershoed van God is die weg en hy kan jou genees. Die afwaartse trappe is Gods die koning en hy vra jou hulpbronne. Die broodjies is iets van jou naaste liefde, God is drie-enig en hy nooi jou uit om in gemeenskap te wees. Die skoene is ook naaste liefde, kom in jou naaste se skoene. God's lief vir die hele wêreld en vra jou en my om die wêreld saam met hom te red en dan jou naaste lief hê soos jouself. Is daai totale God werk in my hele lewe en is besig om in my hele lewe te werk. Nou, laasweek toe ons nou ernstig begin praat het oor die ritmes, het ons gefokus op die spieël. Ons het hierdie vraag gevra: wie is God vir jou? Hoe sien jy God? Hoe beleef jy God? En natuurlik, hoe sien jy jouself? Is daar iets van hierdie vaderliefde van God wat jy raak sien in jou lewe? Beleef jy hom as 'n liefdevolle Vader? Of leef jy permanent in vrees, permanent in skuldgevoel? En is daar daai afstand tussen jou en God? Nou kom ons gaan af hierdie week toe. Hierdie week gaan ons bietjie meer praat oor hierdie muurprop, om ingeskakel te wees by God. Nou hierdie is vir my een van ons, as ek kan sê, lekkerste of beste ritmes wat ek en jy aan moet werk in ons lewens. Dis die oefening van om in God, saam met God, by God te wees. En deur die eeue wat Christene al leef, vandat Jesus Christus opgevaar het hemel toe, is hierdie een van die grootste uitdagende ritmes in die mensdom, in die Christendom se lewens. Hoe leef ek in God? Hoe leef ek saam met God? Een van die skrifte wat dit die beste illustreer is natuurlik Johannes 15. Ons het laas jaar al na Johannes 15 gekyk. Ek weet nie of jy kon onthou nie toe ons gepraat het van daai lewensverse. Johannes 15 is een van daai lewensverse. Kom ons lees dit saam. Johannes 15 vanaf vers 1 af. Hy sê: ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. En dan nou, hier begin die belangrike gedeelte. Julle moet aan my verbonde bly.
soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie, as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly, en ek aan hulle, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle aan my verbind bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Nou soos ek sê, hierdie is die bekende skrifgie van iets van bly verbonde aan Christus. En hierdie woorde, sonder my kan julle niks doen nie. Nou ons gaan oor elkeen van hierdie konsepte praat. Nog iets wat ek vir jou wil bys, het jy gesien, wat is die effek van nie verbonde bly nie? Dit is van word in die vuur gegooi. Baie mense dink dis opsioneel. Johannes 15 is 'n nice Christelike versie. Ek moet aan Jesus verbind bly, so ek probeer vanoggend gou 'n bietjie stilte tyd hou, bly vandag verbind aan hom. Môre? Nee, wat ek is môre te besig. Oormôre? Nee, daar's baie goed aan die gang. En ek kan regtig 'n klomp goed doen sonder Jesus. So ek hoef nie regtig elke dag, elke oomblik, elke minuut van elke dag verbonde te bly nie. Onthou weer wat het Jesus gesê. Hy wie nie aan my verbind is nie, daai takkie verdroog. En daai droë takkie word afgesny. En daai droë takkie word in die vuur gewerp. So hierdie ritme van God is beskikbaar en hy ontmoet jou waar jy is en hy wil hierdie lewe saam met jou leef. Hierdie ritme is 'n ritme van lewe. Sonder hierdie ritme staan jy die kans om afgesny te word, in die vuur gewerp te word. So, ek hoop jy hoor iets van die erns van hierdie ritme. Nou daarom, hierdie ritme deur die eeue, die kerkgeskiedenis, as jy enigstens dit gaan bestudeer, en ek dink jy onthou die ritmes en die fondasies, kom alles uit die kerkgeskiedenis uit. Uit die kerkgeskiedenis uit, vir 2000 jaar bestudeer mense maniere. Hoe ek en jy aan Christus verbonde kan bly. Broer, Christus het opgevaar hemel toe, né? Ek en jy sien hom nie, ons voel hom nie, ons vat hom nie, ons kan nie met hom 'n afspraak maak in 'n kantoor ingaan, sy hand skud en sê, ek wil aan jou verbind bly nie, ek wil jou leer ken nie. Nee, dis 'n geloofsaak, né? Dis iets van, ons het oefeninge, ons lees ons Bybel, ons bid, ons gaan kerk toe, ons is klein groepe, ons doen meditasie, ons doen stilte, ons doen kontemplasie, ons doen 'n klomp oefeninge om te probeer om verbind te bly aan Christus. En ek's 'n student hiervan, ek is mal oor hierdie woorde, hierdie gedagtes, al hierdie dissiplines, wat die kerk al uitgedink het, wat die kerk al raak gelees het in die Bybel. Hoe kan 'n mens verbonde bly aan Christus? Want wat het Jesus gesê? Dis die enigste manier van lewe. Die loot kan niks doen as hy nie in die wynstok is nie. En kom ons wees eerlik, ons mense het redelik arrogant geraak, né? Ons sê, ek kan baie doen. Ek kan werk toe gaan, ek kan trou, ek kan vrou, kinders, ek kan geld maak, ek kan baie dinge doen sonder Christus. Wat Jesus sê, sonder my kan jy geen vrug dra nie. So nie alles wat ons doen is altyd vrug nie. Nie alles wat ons doen het langtermyn ewigheidswaarde nie. Nie alles wat ons doen maak my regtig gelukkig nie. Ek dink so, maar dis nie vrug nie. En net vrug maak my gelukkig. Net vrug verander my en verander die mensdom om my. Net vrug is voedsaam. Net vrug gee energie. So ek en jy kan nie vrug dra sonder om verbonde te bly aan Jesus nie. Nou ons wil hierdie ritme in jou en my lewe inbou van
ek kan die heeltyd, die heeldag aan Christus verbonde bly. En daar is ontsettend baie oefeninge wat jy kan doen. Hierdie is seker die ritme met die meeste oefeninge wat daar beskikbaar is. Dis van vas en stilte en meditasie en al hierdie dissiplines wat al oor die jare gekom het van hoe die Christendom probeer het om met hierdie opgevaarde Jesus in verbinding te bly. Nou ons begin hierdie ritme met hierdie woorde. God is beskikbaar. En wat ek wil hê jy moet hoor is iets van, dis nie ek wat probeer om aan hom verbind te bly nie, hy is reeds beskikbaar. Hy reik eerste uit na my toe. Hy fluister my stem in die oggend eerste. My naam is in sy mond. Hy roep my. Hy is die een wat eerste praat. Hy is die een wat eerste na my toe kom en sê, waar is jy? Kom praat met my, kom ontmoet my. Ons dink altyd, ek moet God oortuig om my nou te ontmoet. Nee, God wil jou ontmoet. Hy is beskikbaar en hoor ons woorde, en ontmoet my waar ek is. Jy weet, want baie mense sê, Andries, ek is op 'n slegte plek. Het jy al daai woorde gehoor? Ek is op 'n slegte plek op hierdie oomblik. In my vriendekring het ek daai woorde net hierdie week gehoor. Van hierdie jaar het te vinnig begin, gejaagd, ek het nuwejaarsvoorneme gehad, Bybel en bid en die Here dien en al hierdie mooi voor, maar die jaar het net te vinnig weggetrek en ek is op 'n slegte plek. Hy ontmoet jou waar jy is, selfs op 'n slegte plek. Ontmoet hy jou. Daar's 'n mooi Bybelstorie. Ek's mal oor hierdie storie van Jakob wat handel oor God ontmoet my waar ek is. Nou kom ek gee net so vinnig vir jou geskiedenis van Jakob. Jakob is die man wat sy boetie Esau ingedoen het met die eersgeboortereg. En toe hoor Jakob, Esau is baie kwaad vir hom en Esau wil hom vermoor. Okay? So Jakob en sy ma reël en Jakob en Isak sy pa praat en Jakob besluit om weg te trek van die huis af. Maar eintlik is hy op pad om te vlug. Hy vlug vir sy lewe. En dan lees jy hoe hy die aand gaan lê en slaap en sy kop op 'n klip en dan kry hy hierdie droom van die leer en die engele wat op en af beweeg. Ek dink nou begin jy die storie te onthou. En dan hoe hy met die Here worstel en praat en hoe die Here met hom praat en worstel en die beloftes en alles wat daar gebeur. En iets van Jakob, hoor mooi, is op 'n slegte plek. Hy vlug vir sy broer, hy vlug weg van die huis af. Hy het sy pa bedrieg, hy het sy broer bedrieg. Jakob is eintlik op 'n slegte plek en in ons taal, hy verdien nie ontmoeting met God nie. Maar hoor mooi, sonder 'n ontmoeting met God kan Jakob nie leef nie. Want sonder my kan julle niks doen nie. Onthou jy daai woorde van Jesus? Sonder om aan my verbind te bly. En nou kom ons gaan kyk so in die skrif wat het daar gebeur in Genesis 28 vers 15. Jakob se woorde, hy sê, ek sal by jou, of God se woorde, ek sal by jou wees en jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou weer terugbring na hierdie land toe. Onthou hy het nou weggevlug. Ek sal jou nie verlaat nie, maar doen wat ek beloof het. Toe Jakob wakker word, sê hy, so waar, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie eers geweet nie. Hoor hy woorde. Hy was egter ook bang en het gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek. Dis niks anders nie as die woning van God, die poort na die hemel. Hoor baie woorde wat sê hy, God is op hierdie plek en ek het dit nie eers geweet nie. Ek wonder hoeveel keer is God op 'n plek en ek en jy weet dit nie eens nie. Ons dink God stel nie in ons belang nie. Ons dink hy sien nie. Ons dink hy gee nie om nie. Hy gee nie om vir ons hier in Suid-Afrika nie. Hy gee nie om ons en ons omstandighede, ons ekonomie, ons politiek, ek en my gesinslewe, ek en my werk, ek en my liggaam en genesing. God gee nie om nie. Wat alleen? God is op hierdie plek en God is beskikbaar en God wil jou ontmoet waar jy is. Persoonlike vraagie, waar is jy vandag? Ek vra nie fisies, waar sit jy of waar kyk jy of waar besoek jy nie. Waar is jy binnekant?
Waar is jy in jou gemoed? Waar is jy emosioneel? Waar is jy in jou finansies? Waar is jy in jou geloof? God wil jou daar ontmoet en 'n verhouding met jou hê en begin om 'n pad met jou te stap, om jou lewe in hierdie ritmes, in hierdie hartklop te kry van ek, jou Vader, is lief vir jou. Ek, jou Vader, wil 'n verhouding met jou hê. Ek, jou Vader, wil jou ontmoet waar jy is. En ek wil 'n verhouding geniet. Ek wil met jou deel, ek wil met jou praat. So ons moet hierdie vraag eerlik antwoord. Waar is ek vandag? En glo ek, God is beskikbaar. Glo jy, God kom na jou toe? Jy sien die reël of die manier, die voorwaarde, hoe God na jou en my toe kom, is nie op my dade nie. Is nie op ek verdien dit nie. Jakob was op 'n slegte plek. Die voorwaarde hoe God na jou en my toe kom, lê by hom. Hy's lief vir die mens. Hy's lief vir die mens in Christus. Christus is lief vir die mens. En Jesus staan met sy arms oop en sê, ek is die wynstok en julle is die lote. En jy kan in my verbonde bly. Jy kan aan my geheg bly. Nou, in ons hele program en alles waarmee ons besig is hierdie jaar, is daar oefeninge, week vir week op die internet, en dit die paadjie wat jy saam met ons kan stap, hoe ons jou kan help om verbind of verbonde te bly aan Christus. Eenvoudige vraag, wie wil nie verbonde bly nie? Ons almal wil. Wie wil nie Christus heeldag in sy lewe ervaar en beleef nie? Wie wil nie leef saam met God nie? Almal van ons wil. En baie keer is dit hierdie waarheid wat ons nie glo nie. Ons glo nie God is beskikbaar nie. Ons bly nie ingeskakel in hom nie. Hier's krag in hierdie gebou, en elkeen van hierdie muurproppe oral in hierdie gebou is daar krag. Maar as ek nie gaan inprop, inskakel by daai muurprop nie, is daar geen krag in die lig nie, geen krag in wat ook al ek wil hê, krag moet hê nie. In jou lewe. God is beskikbaar. God is daar, hy's by jou. Maar as jy nie gaan inskakel, dan gaan jy sê wat Jakob sê, ek het nie eers geweet, God is hier nie. Hy is beskikbaar in jou lewe. Die krag is daar. Jy moet gaan inskakel deur eenvoudige ritme oefening van God is liefde, hy is beskikbaar en hy ontmoet my waar ek is. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Wanneer ek na u soek, weet ek u is altyd daar. U hart is vol van seën vir my, 'n pa se arm so vir my. Afhanklik staan ek nou voor u, 'n kind wat weet als kom van u. U hart oor my is die grootste seën. By voet ek kniel ek hier, kom ledig my van elke seer. Vat my hand en neem beheer ek graag. Jesus, Jesus, help my op hier, vul my met liefde. Jesus, Jesus, neem my hand, so ek weet dis by my. Bid saam dat jy sal beleef
God is beskikbaar en hy ontmoet jou waar jy is. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U hierdie liefde wat U vir Jakob het, vir elkeen van ons het. Dat al is ek op 'n slegte plek, U is beskikbaar. En U ontmoet my waar ek is. En nou, reg oor hierdie land, is U besig om mense te ontmoet. U beplan ontmoetings, U maak ontmoetings gereed en reg, waar die mense wil ontmoet waar hulle is. Dankie vir hierdie liefde van 'n God wat met sy arms oop staan vir ons. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons het ook weer vir jou 'n getuienis, 'n wonderwerk voorberei. So kyk gerus saam met my na hierdie wonderwerk.